Goeiemôre, liewe gemeente, baie welkom by vandag se erediens. Ons het maar 'n bietjie van 'n woeste begin gehad hier vir die nuwe jaar. Die klank is nie heeltemal reg nie, so thank you for bearing with us. Ek hoop dat hierdie jaar regtig geseën sal wees. 'n Tyd van nuwe beginne, ook die Here wat vir ons kom wys, hy maak alle dinge nuut. So vir ons eerste lied gaan ons sing O Heer my God. Dis 'n goeie bekende een wat ook praat van die grootheid en die goedheid van God en sy skepping. Ek open vir ons met Psalm 8 vers 2. Dit sê: Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Kan ons saam staan en dan graag saam sing. Dankie.
Jesaja 54 vers 10. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Ons kan nou sit vir die laaste lied. Dit is Lig vir die Wêreld. Baie dankie. ons met volheid, vul ons met die vrede. Die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van ouderword. Kom vul ons gees, op suiker kan wees, lig vir die wêreld. Kom skyn deur Baie dankie. Dankie vir julle samewerking en samesyn. Julle goeiemôre broers en susters en kindertjies. Oggend. Ons het twee gaste hier wat eintlik is. Maak kan hom afsit. Baie dankie. Ja, ons het twee gaste en hulle is eintlik 'n bietjie haastig, nee Mike. Nie te haastig nie. Hulle is sendelinge in Zambië en hulle het gevra of hulle gou met ons kan praat vanoggend. Ek het die voorreg gehad om saam met hulle koffie te drink die week en ek gee nou oor aan hulle ook. Hulle gaan vir julle net so ietsie vertel van hulle werk daar. Hy is aan, nee. Goeiemôre mense. Ons is die Watson familie. My naam is Renée.
Dis my man, hy's 'n dominee ook. Sy naam is Michael en hierdie is ons seentjie Caleb. Ons is sendelinge in Zambië onder die sendingorganisasie SIM. Hy's nuuskierig. Ons werk in die uitgeleë gebiede van Zambië in die westelike gedeeltes in 'n area wat genoem word Barotseland. Dit is 'n vloedland, so elke jaar as die riviere groot word as gevolg van die reën, dan bars dit oorvloei sy banks en dan word dit alles so groot swampland en die mense moet heen en weer trek, maar daar's 'n groot gedeelte van mense wat daar bly en dit is waar ons bedien. En ons is hier om vir julle net bietjie daarvan te vertel. Goeiemôre almal. I have the privilege of being married to an Afrikaans bokkie. Maar ek is nie Afrikaans self nie. So ek is baie dankbaar dat die Here Jesus ook Engels kan verstaan en ek vertrou dat vanoggend, this morning, you will also be able to understand my English. Thank you very much for the opportunity to share. We are working in the Barotse floodplains to equip preachers with essential Bible handling skills. That's skills in preaching the Bible, expository preaching, so that they will be able to study God's word deeply and also to preach God's word faithfully. And this is a big need in that area. In Matthew chapter 9, we read about Jesus when he went moving between all the villages and the towns. And after seeing all the towns, he looked with compassion on them because they were helpless and harassed like sheep without a shepherd. And this is exactly what we have seen and experienced in the Barotse floodplains. The people are harassed and helpless because they are people without a shepherd, without shepherds. Their preachers have no training at all. In one of the church denominations that we are working with, they have 63 churches in these floodplains. Of all those 63 churches, they only have 2 trained preachers. 2. The rest of their churches are led by people with no training, and they stand up in the morning to preach, and they are teaching things that are not in alignment with God's word. They are teaching false doctrine. And this opens up the people, God's sheep for whom he died, it opens them up to deception and confusion. And that's why we feel called to serve among these people, to train these preachers, so that they will have the skills to be able to rightly handle God's word of truth and preach it faithfully to their people. Jesus said, also Matthew 9, he said, the harvest is plentiful, but the workers are few. And we see that also in this area, the Barotse floodplains. There are very few preachers who are preaching God's word correctly. So we ask you to please pray with us that God will send workers into his harvest field. And as we are there training up those workers, that they will be faithful to preach God's word faithfully, so that God's workers in his harvest field will be multiplied. And the result is the sheep for whom Christ died will be fed and will be nourished well. I wonder, this is a time of year when kids, I see some kids here, we're all getting ready for school, right? It's that time of year.
back to school. You're getting your school books, you're getting everything ready. Parents, grandparents, I see lots of grandparents here as well. Would you be happy sending your children to a school where you know the teachers are not trained? You will not be happy. Even kids, you will not be happy to go to a school to learn from teachers who don't know how to teach. But that is the situation in the Barotse floodlands. The teachers of God's word are not trained. And so we ask you, we invite you to partner with us as we work in this area to train preachers to be more faithful in preaching God's word clearly. You have an opportunity in a way to be part of what God is doing in Zambia. We, as a family, would need people to partner with us in this ministry by financially, monthly, consistent monthly funds that we would need to raise. We still need to raise about 20,000 Rand a month for the ministry that we're doing there. So we could benefit from financial partners, but more importantly, we're looking for people to fellowship with us, to walk the road with us. So we have a newsletter which we send out monthly. We have some prayer cards which will be available afterwards if you would like to have a prayer card. On the prayer card, you can see us to remind yourself to pray for us regularly. On the back of the card, there's contact information and even bank details for those who would like to support us financially, but also a way for you to get onto our website so that you can subscribe to our monthly newsletter and you can be a part of what God is doing in Zambia. So it's an opportunity for you that we are here to present so that you can be a part as well. Thank you. Dankie Renai en Mike. Ek wil gou net vir julle ook bid en ons as gemeente wil ook saam vir julle bid. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, U roep almal van ons tot die diens en soms is daar ook mense wat geroep word ver na plekke toe wat ons ander nie gaan nie. Maar Here, ons weet dat U ook daar nodig is, dat die mense U nodig het en die woord en die waarheid nodig het. Dankie dat Mike en Renai en Caleb soontoe gaan. Dankie dat ons weet hulle U getrou dien in liefde en ons vra dat U hulle sal bewaar en sal seën en sal beskerm, maar ook om hulle sending daar te laat vrug dra, vrugte afwerk. Dankie Here Jesus dat hulle weet U is Immanuel, God met hulle en dat hulle deur U gestuur en geroep is. Amen. Baie dankie julle twee. Goed, ek wil ook net so 'n paar vinnige afkondigingkies doen. Is hierdie ding alweer reg of nee? Okay. Kom ons gaan met hierdie ouetjie aan. Die noodspens benodig nie bederfbare voedsel, so as jy 'n blikkie tuna in die kas het, bring hom asseblief kerk toe, iemand sal hom kan eet. Of enige ander blikkies kos natuurlik. En dan ons het van die 18de tot die gemeentekamp het ons week van gebed en ons gaan elke dag van maandag af saam bid en ja, ons sal julle op hoogte hou, maar daar gaan 'n pragtige tema ook wees en ons gaan die gebed van alle gebede saam deurwerk in daardie week. En dan is dit natuurlik die gemeentekamp en ek hoop dat almal van julle saam gaan. Ek wil net sien wie gaan so ver saam, al is net vir 'n dag. As hy mooi. Daar's
Ons 3 sal lekker kamp. Ja, 4. Nee, ek speel. As jy nog hier gaan nie, maak 'n plan, dit gaan heerlik wees. Dan die verjaarsdae vir hierdie week is hy tannie Rina Els, Tannie Audrey is hier. Sy verjaar die 14de, Lorraine King, sy verjaar die 15de, Konrad Rademeier ook die 15de, en Ilse Morkel die 17de. En dan het Wessie en Marna Wessels hulle 38ste huweliksherdenking. So, almal wat hier is, weet wat gebeur, hulle kry 'n sweetie. Kan ek gou sien wie verjaar nog almal? Verjaar jy ook? Mag ek kry vir jou? As jy bietjie skaam. Toe maar ek sal bring, ek sal kies die blauwe. Okay, goeie keuse. Sure. Baie dankie julle. Ek wil begin vanoggend deur vir julle te lees uit Psalm 43 vanaf vers 1 tot 4. Laat tog reg aan my geskied, o God. Behartig tog my saak teen 'n goddelose bende. Red my van vals en misdadige mense. Net U is my skuiling, o my God. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Nie is die Epifanie versie. Stuur U lig en U waarheid, dat U my lei, en bring my na U heilige berg, na U woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Terwyl ons so sit, kom ons staan, en dan sing ons saam, laat ons sing van ons verlosser, Jesus Christus, die lig. Ons verlosser, hy wat wys so liefde lyk, deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik. Sing, o sing van ons verlosser aan die kruis, hy gelei. Deur sy dood bring hy versoening, van ons skuld maak hy ons vry. Julle kom maar sit. Ek wil graag vanoggend ons wetverkondiging lees uit Lukas 9 vanaf vers 23 tot 24. Toe het hy vir almal gesê: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor.
Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Die Here is besig in ons almal se lewens, ons weet dit. Ons loop almal 'n pad saam met hom. Ons luister nie altyd na wat hy sê nie, maar ons weet dat daar ietsie is wat hy dalk in die laaste week, laaste maand, laaste jaar, laaste 10 jaar gevra het, wat ek nie bereid was om te doen nie. Nou ons kan vanoggend hierdie ding bely. Ons kan vanoggend voor die Here kom en sê, Here, ek is jammer, ek is nie bereid om vir U te getuig nie. Ek is jammer, ek is nie bereid om te vergewe nie. Ek is jammer, ek sukkel so. Met selfbeheersing. So wat ook al dit is wat jy voel die Here vanoggend vir jou sê, die kruis wat jy nie optel nie, bid en vra vir vergifnis in stil gebed. Here, U lig verlig ons lewens en dit is wonderlik. Maar so dikwels bring dit ook die ander goeders uit die duister wat ons wegsteek, waar ons skaam is. En dan is U lig, 'n lig wat ons ook 'n bietjie aankla, aanspreek, ons vermaan. Here, elkeen van ons weet dat ons dikwels te selfsugtig kan wees, dikwels sukkel met jaloesie, dat ons oneerlik is met ander mense en ook met onsself, in ons werke, dat ons dinge bo U stel. Here, elkeen van daai dinge word deur U lig ontbloot in ons lewe. Maar Here, U het juis gekom om vir ons te wys dat ten spyte van hierdie goed, het U ons lief en het U ons kom red. Here, ons wil berou betoon vanoggend voor U en ons wil weer eens vir U vra om ons te vergewe en vry te spreek. Amen. Ons vryspraak kom vanoggend uit Markus 2 vers 17. Jesus het dit gehoor en hy het vir hulle gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Dis wonderlik om te weet dat die Here steeds sondaars roep, terugroep na die regte pad toe. So kom ons staan op en dan prys ons die Here met 2 liedere wat ons sommer na mekaar gaan sing. Die eerste een is Loof die Here, hy is goed, en die tweede is Here, ons sal U loof. Here, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek
wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hemel die Heer, al die engele saam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Duister bevry, ons harte verblij, dit het die lewige kos. Here, ons sal U loof, U weldade roem. Dis U wat voorsien, ons wil U graag dien en U ons Vader noem. Terwyl ons so sit, staan, voor ons sit, kom ons bely ons geloof hardop in die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Ons skriflesing kom uit Matteus 4 vanaf vers 18 tot 22. Dit is die gedeelte waar Petrus en Andreas geroep word en ook 'n ander stel broers. Kom ons lees dit saam. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier,
kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy 2 ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skei saam met hulle pa, besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep, en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat, en vir Jesus gevolg. Reaksie ergens. Goed, so eendag ry hierdie man met sy kar van sy werk af en hy kom by hierdie stopstraat en hy ken die stopstraat baie goed en hy ry so bietjie stadiger en hy ry oor, maar hy stop nie dood nie. En agter 'n bos spring 'n speedkop uit en hy keer hom. En hy sê, "Middag meneer, jy weet hoekom ek jou gestop het?" En die man sê, "Ja, ek het seker nie genoeg gestop by die stopstraat nie." En hy sê vir hom, "Meneer, weet jy wat is die verskil tussen stop en net dit doen wat jy gedoen het?" En hy het gesê, "Nee meneer, nie rarig nie, ek ken die plek so goed, die pad so goed, ek weet, ek kan maar net so 'n bietjie stadiger ry, kyk of daar nie 'n kar kom nie, en oorry." En net daar pluk die speedkop hom uit sy kar uit, en hy begin hom slaan met sy tomva, en hy vra vir hom, "Meneer, wil jy ek moet stop, of wil jy ek moet stadiger?" Maar hierdie woordjie dadelik, net so stadiger, so stop, is iets wat nie tyd gee vir iets anders nie. Stop is nie stadiger gaan nie. Net so is dadelik en uitstel teenoorgesteldes van mekaar. So, wanneer mamma sê, sit dadelik nou stil, dan bedoel mamma nie nou nie, sy wil nie hê jy moet eers bietjie dink en dit oorweeg nie. Sy sê nou, of as die meneer by die skool sê, sluk hy smile, meneer Green, dan nou dadelik, gaan doen jy dit. Nou, Dallas Willard, 'n baie bekende skrywer, het gesê dat geloofsgroei se grootste vyand is uitstel. Nou ons gaan vandag saam deur hierdie paar versies gaan, en dan gaan ons kyk wat verhinder ons moontlik om Jesus te volg. Eendag het Jesus langs die see geloop, en hy sien 2 broers raak. Nou in die tyd waarin Jesus hulle gelewe het, was die manier hoe jy 'n rabbi gekry het andersom. Jy het hom gaan vra of jy hom kan volg en agter hom kan aanloop. Maar Jesus kom na hulle toe. Jesus nooi hulle. Hy beveel hulle om hom te volg. Hy neem die inisiatief. In Johannes 15 vers 16 sê Jesus, "Julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies." En Jesus kyk na Simon. En hy kyk na Andreas. En hierdie kyk is 'n ondersoekende kyk, sê die Grieks vir ons. Dis nie net sien nie. Hy kyk deur hulle. En wat sien hy? Hy sien Petrus, die rots waarop hy sy kerk gaan bou. Hy sien Andreas wat vir hom gaan doodgaan eendag. En hy roep hulle.
Hy sê, volg my. Hy sê, kom. Het jy al ooit gedink dat soos jy hier sit vandag, sien Jesus jou. En hy sien jou waar jy is, ja, waar jy werk, waar jy speel, in jou verhoudings. Maar hy sien meer as dit. Die Bybel, of die teologiese woord daarvoor is 'n teleologiese uitkyk. God kyk na jou en hy sien wat jy kan wees, as jy hom toelaat om in jou lewe te werk. Hy kyk na jou en hy sien. As jy agter hom aanloop, gaan jy verander. Nou een ding wat ons dikwels mis, is dat ons nie God gevind het nie, hy het ons gevind. Hy het ons gekies. Ons is hier vandag nie omdat ons so slim was om uit te werk dat God bestaan en ons lief het nie, maar omdat hy dit vir ons gewys het. Omdat hy ons geroep het. Omdat hy in ons lewens ingedring het. Daar waar ons was. Ons wonder dikwels, ek het baie hierdie week gewonder, weet, hoekom is daar mense soos Mike en Renee wat moet Zambië toe gaan? En hoekom kan ek lekker hier in Mslanga bly? Die Here het na Mike gekyk en hy het iets anders gesien. Maar hy kyk ook na ons, elkeen van ons wat hier sit vandag, en hy sê, volg my. Dit gaan iets van jou maak. Nou een van die dinge wat ons mooi moet besef is dat Jesus maak nie afsprake nie. Hy vra nie wanneer jy vir hom tyd het nie. Net soos wat hierdie manne besig was met hulle werk, kom Jesus dikwels wanneer ons besig is en hy kom sê, volg my hierso. In hierdie moeilike situasie waar jy moet luister vir jou baas van wie jy niks hou nie, volg my voorbeeld hier, volg my leiding. In jou huwelik, volg my. Enige tyd, enige plek, enige situasie. Dalk is dit nuus vandag vir jou dat die Here 'n plan het vir jou lewe, wel. Die Here het vanoggend na jou toe gekom en het vir jou kom bevestig dat hy nie kyk net na wat jy is en nie net sien wat jy vandag is nie, maar dat hy iets met jou wil doen en hy sê kom. Erken jy dat Jesus sien wie jy kan wees? Nou die tweede ding wat gebeur hierna is, Jesus sê vir hulle, kom hierso, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Nou hierdie woorde in die Grieks is gelyktydige uitnodiging en 'n bevel, want elke keer wanneer ons die woord dadelik onmiddellik lees in Matteus se evangelie,
gaan dit daaroor dat Jesus, die koning, ons beveel om iets te doen. Daar is 'n bietjie van 'n myth wat ek wil bast vanoggend. En dit is dat daar net twee tipes Christene in hierdie wêreld is. Dat daar hierdie groepie is aan hierdie kant, die disciples, die priesters, die paus, die sendelinge, die dominees, die ouderlinge, wie ook al, en dan die res van die Christene aan hierdie kant. Toe Jesus sy laaste groot opdrag gee, Matteus, het hy nie gesê, gaan maak van die mense 'n klomp Christene. Hy het gesê, maak die mense my wat? Daar is hy mooi, disciples. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel en doop hulle in die teenwoordigheid van God. Maak hulle my disciples. Om 'n disipel te wees beteken om 'n roeping op jou lewe te hê waar jy in diens soos 'n appie leer om iets te doen. Jesus roep jou om hom te volg. Om in elke moontlike situasie van jou lewe vandag op te tree soos wat hy sou optree. Die woordjie disipel staan 269 keer in die Nuwe Testament en die woordjie Christen 3 keer. Disipelskap, navolging, is nie opsioneel nie. Ons het vir mense redding geleer in die kerk sonder verandering. Daar is nie tyd of plek vir toeskouers nie. Matteus maak regdeur sy evangelie baie duidelike onderskeid tussen die crowds of die mense wat luister en die disciples wat Jesus volg. En wat hy daarmee probeer sê is, die Nuwe Testament ken nie twee soorte Christene nie, dit ken net mense wat Jesus volg en hom wil gebruik. So die tweede moontlike ding, wat ons kan verhinder om Jesus se roepstem te hoor, om hom na te volg, is dat ons nie 'n roepingsbesef het nie. Dat ons nie besef, Jesus roep my om hom te volg nie. Iemand het 'n baie mooi beeld gebruik, hy het gesê dat wanneer ons nie 'n roepingsbesef het nie, word ons soos vampire Christene. Ons soek net 'n bietjie van Jesus se bloed so elke nou en dan, maar ons soekie sy lewe nie. Ons wil binne dood bly en ons wil in duisternis lewe. Ons word so nou en dan 'n bietjie beter voel. Of ons word soos barcode Christene. Dit is ook 'n baie oulike voorbeeld. Wanneer jy die barcode van die appel aftrek by die Checkers, nee, of die Mango, want jy koop hulle 1-1, want dit is duur. En jy plak hom op 'n vrot mango, gaan hulle altyd scan, en baie Christene dink dat jy kan vrot wees, solank jy net Jesus se barcode op jou het, gaan jy okay. Dat God nie sien wat regtig in jou hart aan die gang is nie. Dat hy dink, of jy dink jy kan die system so manipuleer dat hy jou red, dat jy deurglip. Nou ek seker nie die ou wat die Bybel die beste ken nie, maar ek dink nie dis 'n goeie plan om met God te speel nie. God verwag van ons navolging. So die eerste ding wat ons dikwels verhinder, is dat ons nie besef dat God
'n baie mooi droom het vir elkeen van ons nie, maar die tweede ding is dat ons nie besef dat hy my persoonlik roep nie. Dat hy sê, kom Celeste, volg my. Kom Pieter, volg my. En hoekom volg ons nie altyd nie? 'n derde moontlike ding is presies dit wat hier staan. Die nette. Die nette wat hulle in hulle hande gehad het. Dit is so 'n mooi beeld hierdie, want wat doen 'n net? Dit vang iets. Nee. Maar hierdie ouens dink, hulle is in beheer van hierdie nette, hulle hou dit vas, hulle werk elke dag met dit, hulle vang die visse. Maar die waarheid is eintlik, hierdie nette het hulle vasgehou. Hierdie nette het op daai stadium hulle toekoms verseker. Hulle hulp het daar vandaan gekom. Dit was hulle identiteit. Hulle was vissermanne. Hulle veiligheid. Ons gaan môre eet want ons gaan vis hê. 'n net. 'n net is 'n ding wat jy dink jy vashou, maar wat eintlik vir jou vashou. En wat doen hierdie net? Dit keer jou om Jesus te volg. 'n ding wat jou identiteit bepaal. 'n ding waar jy dink jy jou veiligheid, jou hulp gaan kry. Die ding waarop jy vertrou vir môre. Nou as ons die Bybel lees, kom ons agter dat Jesus Christus hierdie net wil vervang. Hy wil jou identiteit bepaal. Hy wil die een wees waar jou hulp vandaan kom. Hy wil die een wees op wie jy vertrou. Hy wil jou sekuriteit wees. Dit beteken nou nie dat jy jou werk moet los nie. Sorry. Of al die ander dinge wat jy dink nou vir jou terughou om die Here te dien nie. Dit beteken net dat jy jou identiteit jou hulp, jou vertroue skuif na Jesus toe. En dit beteken dat jy die dinge wat vir jou eens so belangrik was, dat dit al daai goed was, dat jy dit los. Nie maandag nie. Maar wat sê vers 20? Hulle het dadelik die nette gelos. Dadelik. Uitstel is die grootste vyand van geestelike groei. Wat is daai ding waaraan jy gedink het vanoggend? Wat jy weet die Here van jou vra, maar wat jy uitstel? Wat is daai ding wat jy dink jy sal eendag regkry? Daai ding wat jy sê, ag, ek sal vrede maak op 'n ander tyd, of ek sal vergewe wanneer die tyd reg is, of ek sal die Here dien met my talente, my gawes, of ek sal hom toelaat om my te verander. Maar maandag. Vierde ding wat ons herinner om die Here te volg is dikwels traagheid, uitstel, om 'n ding tyd te gee,
Maar Jesus sê dadelik, ek soek jou dadelik. Want as jy dit nie nou doen nie, hoe weet jy? Daar gaan later 'n kans wees. Die Bybelse mense het dit 'n kairos oomblik genoem, 'n oomblik waar die Here vir jou hierdie waarheid in jou hart duidelik maak, wat moontlik nie sal herhaal nie. En dan moet jy dit aangryp. Nou kom ek sê sommer vanoggend vir julle, 'n waarheid wat ek weet, ek mag vir julle sê, want dit is waar, is dat die Here vir jou 'n plan het. En dat die Here vir elkeen van julle gesê het, volg my. Los die nette. Los daai goed wat jou vertroue insit in plaas van die Here. En toe doen hulle dit. En hulle het hom gevolg. Ek het baie gedink in hierdie gedeelte oor wat is regtig die verskil tussen ons en die disippels. Hoekom het hulle net neergegooi en hoekom het hulle agter hom aangeloop? Wat het hulle geweet wat ons nie weet vandag nie? Die antwoord eintlik is niks. En eintlik weet ons meer. Ons weet Jesus is gekruisig en hy het opgestaan. Ons weet die Heilige Gees is uitgestort en werk in elkeen van ons harte. Hoekom stel ons uit? Hoekom volg ons nie? Hoekom gehoorsaam ons nie? Nou, die disippels het nie gevra vir 'n plan, of hulle het nie gedink dat Jesus 'n goeie idee het, al hierdie dinge wat hy sê nie. Maar hulle het geluister na wie? Hulle roep. Nog 'n ding wat ons verinner is, ons luister nie na wie dit is wat ons roep nie. Ons wil eers weet wat se plan. Ons wil weet wat gaan gebeur, wat gaan in die toekoms gebeur. Maar die Here sê, as ek jou roep, volg my. So volg jy die Here. Volg jy die Here in jou werk? Het jy die nette neergegooi? En hoe sal jy hierdie vraag antwoord as Jesus môre my werk moes doen? Wat sal hy anders doen? En hoekom doen ek dit nie so nie? Jesus het nie vir hierdie ouens gesê, right, julle moet die nette verbrand, julle is nou nie meer vissermanne nie. Hy het gesê, julle sal vissers van mense wees. Ek sit vir jou 'n roeping by jou beroep. Jesus neem dit wat jy reeds doen en gee dit 'n nuwe doel. Jy doen dit vir die koninkryk van God. So as jy Jesus wil volg môre in jou werk, antwoord die vraag, hoe sal Jesus my werk doen? Hoe sal Jesus teenoor mense reageer? Mag die Here julle laat besef dat hy 'n droom het vir julle. Mag die Here jou laat besef, hy het jou geroep. Mag die Here jou laat besef, dat hy die enigste veiligheidsnet is wat jy ooit nodig sal hê. Mag die Here jou laat besef, dat dit hy is wat jou roep.
Dat jy nie hoef staat te maak op allerlei planne nie. Dat jy die persoon volg. En mag hy jou verander in daai wonderlike beeld wat hy vir jou het. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u roeping op elkeen van ons lewens. Dankie dat u steeds vandag in ons lewens ons onderbreek, ons dikwels pla en dat u dikwels op hierdie maniere vir ons wys wat regtig belangrik is. Dankie dat u met ons bemoei en ons steeds vorm. Dankie dat u nie vaskyk in wie en wat ons is nie, maar wat ons kan wees as ons u volg. Here, help ons om nie verskonings uit te dink nie, om nie uit te stel nie, maar om onmiddellik vandag daai ding te doen wat u van ons vra. As ons moet volg om te vergewe, laat ons dit doen. As ons moet volg en meer selfbeheersing moet hê, laat ons dit doen. As ons moet volg en getuig, 'n beter pa moet wees, 'n geestelike leier in die huis of in die kerk. Laat ons nie uitstel nie, maar laat ons vandag dit doen. En laat ons daai nette neergooi, waarin ons identiteit en ons vrede vind. Leer ons om u disippels, u volgelinge te wees in hierdie wêreld. Amen. Ons gaan nou saam lig vir die wêreld sing. Kom ons staan op en daarna gaan ons geleentheid hê om die Here te dien met ons dankoffers. Maak ons oë oop as ons die nag in kyk, wys ons die hoop wat duisternis laat wyk. Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop, week ons met waarheid, breek ons bekers oop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld. Kom skyn deur ons. Heer, ontmoet ons hier, woon ons lofgesang. U is die rykdom waarna ons verlang. As u lig ons lei, ons na die wêreld stuur, seën ons met volheid, vul ons met die vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos.
stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld. Kom skyn deur ons. Goed, julle kan opstaan en dan gaan ons die seën uitspreek. Daarna in plaas van amen gaan ons sing Jesus, U gaan voor, vers 1, ons sing dit 2 keer. Lewenspaie, al die hoogtes, dieptes, draaie, kom en vat ons hand na die land. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. U ken alle lewenspaie, al die hoogtes, dieptes, draaie, kom en vat ons hand na die vaderland.